Nou toe het ons 'n hele paar baie mooi verhale uit die boek Rut gehoor. Maar wanneer 'n mens die verhaal van Rut in sy geheel lees, moet 'n mens ook vra, watter godsdienstige waarde het hierdie mooi verhaal in die Bybel? Waarom is 'n verhaal soos die van Rut en Naomi in die Bybel opgeneem? So die vraag is, wat is die boodskap van Rut se verhaal vir ons wat vandag lewe? Wel, ons kan sê dit gaan in die boek Rut in die eerste plek oor twee vroue, twee weduwees wat niks het nie. En die boodskap is dan, God neem juis hierdie twee vroue in sy beskerming en hy self sorg vir hulle. Dis soos ons in Deuteronomium 10 vers 17 lees. Die Here jou God, hy alleen is God. Die Here is die groot God, die magtige wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie, en ook nie omkoopgeld aanneem nie. Maar nou gaan die boek Rut ook nie net oor twee weduwees wat niks het nie, en dit gaan ook daaroor dat een van hierdie twee vroue 'n vreemdeling, 'n nie-Joodse vrou was. Onthou, Rut was 'n Moabitiese vrou wat in Israel saam met haar skoonma aankom. En Moabite is deur die Joodse volk beskou as heidene. En nou is die boek Rut se boodskap verder ook sy hierdie nie-Joodse vrou ontvang haar reg by God. En as ons vra, waarom gebeur dit dat daar reg geskied aan 'n weduwee en aan 'n vreemdeling vrou, dan is die antwoord, omdat Rut as 'n nie-Jood God as haar God kies, soos ons in Rut 1 vers 5:16 gelees het. Daai aangrypende woorde van Rut, onthou jy? Toe sy vir Naomi gesê het, want waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God. En soos ons in Rut 2 vers 12 lees, toe Boas vir Rut sê, mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Die boodskap van die boek Rut word mooi saamgevat in die woorde van Rut 4 vers 14, waar ons lees dat die vrouens vir Naomi sê, om die Here kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. 'n Mens kan sê, die groot tema van die boek Rut is een van God se mag om te red en om geregtigheid te laat geskied vir alle mense. Die boek as se boodskap vir ons is eintlik baie eenvoudig. Dit leer ons dat geregtigheid slegs by God te vind is en dat 'n mens dit nie by konings en heersers moet soek nie, maar dat jy volledig op God moet vertrou. Ons kan dit so saamvat. Die verhaal van Rut gaan oor die verhaal van 'n arm weduwee en 'n arm vreemdeling vrou wat hulle vertroue op God stel en nie teleurgestel word nie. God bewys homself as die een wat omgee vir enige swak mens en ook die geringstes in die gemeenskap as hulle hom met hulle lewe vertrou. En net so vir die interessantheid. Die boek Rut is gewoonlik in Ou Israel by hulle oesfeeste gelees. En die bedoeling was, as die oes skraal is, dan kon die boek Rut die mense bemoedig. En as die oes groot is, dan kon die boek Rut mense aanspoor tot dankbaarheid, as ook tot nederigheid en mededeelsaamheid, omdat hulle kan weet, dit is God wat gesorg het, en God sal altyd vir diegene sorg wat op hom vertrou. Tot volgende keer.